Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 424. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels, dis deel van die Encyclopedie wat ek skryf. Die eerste 3 boeke is reeds beskikbaar. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1, boek 2, boek Galate, 1 Korinte, 2 die boek Handelinge, Korintiërs, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate, en dan boek 3, Efese tot by Hebreërs, boek 3, tans besig met boek 4, en ons eer Jahwe vir sy grootheid. Sou jy belangstel, kan jy my kontak, skies tog, dat een van die lawwe snorhaartjies, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal. Stuur die kontak vir die vriende en kennis, vir almal vir wie lief is. Deel die reeks met almal, dis lewens verander. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam, halleluja. Vader, ons is so verskriklik dankbaar vanmôre vir elke goeie gawe wat ons uit U hand het ontvang. Ons besef vanmôre daar is ander wat baie minder het as wat ons het. Daar's ander mense wat nie eens kos het om te eet nie. Ek wil vanmôre dan bid, Vader, dat die woord sê, U is die groot voorsiener. U het selfs vir Moses hulle kwartels en manna gegee in die woestyn. Wil ek dan bid dat U wat wonderwerke doen, dat U ook in hierdie behoeftiges se lewens ook vir hulle deure oopmaak. Maar ook in die nood waarin hulle is, dat hulle die afhanklikheid besef wat hulle het om by U uit te kom. Ek wil vanmôre bid, bereik U doel in elkeen van ons se lewens. Ons is warm aangetrek, ja, dis koud in die ateljee, dis laat nag terwyl ons opneem. Ons kla nie, ons is net dankbaar, ons kan die koninkrykswerk doen. Maar as ander wat vanmôre nie eens 'n warm baadjie het nie, en hoe weet ons? Seën ons om 'n bietjie om ons rond te kyk en dan ook om iets goeds te doen omtrent dit, Vader. Dankie dat ons vanmôre in genade by die woord kan stil staan. Ek wil dan bid, Vader, dat U deur die genadebloed van Javashua ons dan met die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord sal vul, omdat ons van die lewende manna uit die hemel uit wil eet. Geef ons van die waters van die lewe, wat 'n fontein van lewende waters word, wat uit ons binneste opspring, om nooit stil te bly nie. Seën hierdie studie vanmôre in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javis roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof. Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid wees, en dat Jahwe sy doel in elkeen van ons se lewens bereik. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 22 vers 19. Verskoon my, ek moet maar my verdra, maar dis nou maar die tyd. Ekskuus, en dan is natuurlik nog ook 'n paar lawwe haartjies in 'n ou se neus, né? Probeer hulle maar uitkry, maar dit is nie altyd moontlik om elkeen uit die pad uit te kry nie. En dan het mos maar 'n manier, wanneer jy ernstig is nou moet jy kom krap, né? Weet jy wat, op die einde van die dag, dis natuurlik.
Aan sekere goed in die natuur kan ek en jy absoluut niks doen nie. Kom ons wees bekommerd oor die dinge wat ons iets aan kan doen. Psalm 22:19. Hy sê dat jou vertroue, en ek sê waarvoor ons reeds hierdie week van geleer het. Ja, ons het van baie interessante inligting geleer en gedeel. Dat jou vertroue, waarvan ons reeds in hierdie week van geleer het, op Jahwe, ons Vader, mag wees. Ek kan vanmôre sê, ek weet nie van iemand anderster op wie ek my vertroue wil plaas nie. Weet jy hoekom? Want mense is feilbaar. En daarom mag jy nooit jy vertroue op my sit in pastorika nie. Ons is mense, ek sê dit altyd. Ons kan teleurstel. Verstaan jy wat ek sê? Ons het dalk u al teleurgestel, ek weet nie. Maar ons is mens. Ons afhanklikheid is van Jahwe, ons Elohim, Yahweh, die volëinder van ons geloof. En dan natuurlik die een wat nooit teleurstel nie, die Ruach HaKodesh, wat altyd met ons besig is. Besig om ons in te bring, soos 'n vis in te katrol, in te bring. Mag jou vertroue waarvan ons reeds hierdie week van geleer het, op Jahwe ons Vader wees. Daarom onderwys of leer ek koning Salomo jou vandag. Ja, vir jou. Ek wil dit so 'n bietjie verander. Dat jou vertroue waarvan ons reeds in hierdie week geleer het, op Jahwe ons Vader mag wees. Daarom onderwys leer ek Yahweh jou en my vandag. Ja, vir jou en vir my. Yahweh het klaar die prys kom betaal. Hy het die pad kom ons stap. Hoeveel keer word die Fariseërs en Sadduseërs om met klippe doodgooi wanneer hy hulle sondes ontbloot het. Want hy het hulle sê, julle witgepleisterde grafstene, julle lyk mooi van buite af, lang togas, lang baarde en bid lang gebede, maar julle is vrot, man. Dan hou julle nie eers die Torah nie, julle hou die Talmud, die Babyloniese Talmud, die gespreke wet, wat so verander het, wat in die moderne Hebreëus geskryf was, en wat vandag die Alfa en Omega is van die kenners. En dis hoekom we by Yahweh uitkom, en Jehovah, en Jesus, en God, en Christus, en noem hom wat jy wil. Behalwe Jahwe en Yahweh. Ons vertroue is op hom. Yahweh wat sy lewe vir ons kom gee het. Wat is die verskil tussen die Vader en die Seun? Die verskil is dat die Vader, Jahwe, het sonder om 2 keer te dink, sy Seun vir ons gegee, om te kom sterf. En dan Yahweh wat bereid was, om die volle prys te kom betaal. Sodat ons name in die boek van die ewige lewe herstel kon word. Hy sê, daarom onderwys ek jou vandag. Vader gebruik Yahweh en die Ruach HaKodesh. Se lewe, Yahweh se lewe en die Ruach om ons te leer, ons te onderwys. Koning Salomo het dit geskryf, maar hy het nie besef wat hy skryf nie. Hy het nie besef wat hy sê nie. Hy het nie gedink dit sal in 2026 splinternuut word nie. Ontdooi soos 'n mengsel brood wat gekneus, wat toegemaak is, want dit brood moet ons warm toegemaak word.
dat hy kan reis, dat hy kan opkom, dat voor hy in die oond ingaan. Hoe bevoorreg is ons vanmôre? Dat Vader bereid is om die bo-natuurlike woord, wat Jafashua is, vir ons te gegee het. En waar ons dan nie net meer bedelaars en heidene is nie, buiteegtelike kinders nie, maar waar Vader kom bewerkstellig het, dat ons wat geen volk was nie, nou sy volk genoem kan word. Want hy sê nie waar ons vlees besny word, volgens die besluitings van die 613 wette nie. Hy het nie behaag daarin dat ons die Sabbate moet hou, soos Israel van ouds nie. Hy het nie behaag daarin dat ons die feeste moet hou, soos Israel van ouds nie. Hy het nie behaag daarin dat ons die Pasjag moet hou, soos wat Israel dit nog steeds hou nie, die Pasga. Maar hy het behaag daarin, dat ons in die weë van sy seun moet wandel. Hy wat gekom het om ons paaie vir ons gelyk te maak. Hy wat gesê het, kom agter my aan en ek sal julle vissermanne van mense maak. Wat 'n voorreg vanmôre dat ek en u vissermanne van mense kan wees. Ek kom met 'n ambag uit van ketelmaker, bollemaking, van jare se besigheid, 43 jaar my eie besighede gehad, groot fabrieke gehad. En dan kom ek uit dit uit en dan besef ek dat dit was alles 'n gejaag na wind. Hierdie laaste 20 jaar, 25, wel, kom ons sê 30 jaar, vandat Jaffa my uit die kerke uitgehaal het. Hoe hy dit als kom verander het, en dan weet jy wat gebeur, dan partykeer dan kry ek die snaakste drome. Ek droom ek is in die fabriek. Partykeer werk ek self as 'n ketelmaker. Of ander kere dan is ek die eienaar, die baas, jy leef jou terug. Jy droom oor jy het nie gevra vir dit of iets nie. En dan is daar die besigheid krisisse en die dinge en dan skielik skrik jy wakker. En daai verligting, ja. Dis nie wat dit is nie. Ek is besig met die mees belangrikste roeping wat ooit in enige mense lewe kan wees. Besig ek en Pastoor Rika met die koninkrykswerk van Jaffa om hierdie bo-natuurlike evangelie universeel uit te stuur. Dan lê ek net so en sê ek, Vader, dankie dat ek nie nodig het om in 'n fabriek te werk nie, dat ek nie nodig het om dit wat ek gedroom het te moet leef nie. Maar dankie vir u bo-natuurlike genade. Al vat dit al ons tyd op, al doen dit wat, dit bly nog steeds 'n wenner. Hoekom? Want as daar een siel tot bekering kom, daar is geen geld wat met dit vergelyk kan word nie. Niks nie. En weet jy wat u deel aan elke siel wat tot bekering kom? Omdat Jaffa u seën en u bydra en u bid en u werk en u saai, as ek sê saai koninkrykswoord ook in mense se lewens. U is ook 'n lewensinstrument. Daar's pastore, dames en mans pastore wat deur die college gekom het, wat elkeen hulle eie bedieningkie het weer en besig is om siele gered te kry. Ons bid vir hulle almal dat daar oorvloedige seën in julle lewens wees. En dan vir julle gewone broers en susters. Gewone broers en susters. Ek dink aan broer Wynand, hier by ons, hy is Suster Estel.
Hy het 2 of 3 mense wat hy mee werk. Dan dink ek aan broer Wynand Brus. Hy het weer 'n klein groepie wat hy mee werk. En so elke een. Broer Mossie, hulle daar in die Wes-Transvaal, hulle is weer besig met die mense wat Jaffa op hulle pad stuur. Laat ons doen wat ons hand vind om te doen. Kom ons kyk. Vers 9, dat jou vertroue, waarvan ons reeds hierdie week geleer het, op Jaffa ons Vader mag wees. Daar onderwys en leer ek, koning Salomo, jou vandag, en ja vir jou, deur die Ruach HaKodesh word ons geleer. Ons word geonderrig. Sal dit gebeur dat ons geestelik sal groei. Die probleem kom wanneer ons self voldaan geword het en ons eie vermoë wil vertrou. Daarom verklaar die woord en luister. Pas op dat jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lankal geval het nie. En ek sluit af. Dis belangrik dat ons van tyd tot tyd moet toelaat dat die Ruach HaKodesh voorraadopname in ons geestelike lewens maak. En daarvolgens die uitslag van daai voorraadopname laat ons aanpas. Want die Ruach sal ons nie oortuig van sekere dinge as daar nie 'n rooi ligte flikker nie. Kom ons wees vandag die beste Jafiste wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.